Ons gaan voort met die evangelie van Johannes. Ons gaan lees by Johannes hoofstuk 4, die laaste perikoop in Johannes hoofstuk 4. Ons gaan lees daarvan af vers 46 af. En ek moet tog onthou om die skrif op die Proxima te sit, want nie almal het Bybels nie, en ander kan nie lees nie. Hulle sê ons, as jy nie jou Bybel hier het nie, gaan sit asseblief langs 'n Christen. Nee, dis daarom nie so nie. Party lees hulle Bybel op die fone ook. Johannes 4 vers 46. Jesus het dan weer gekom te Kana in Galilea. Julle sal onthou, hy is vanaf Kana, Samaria toe, en hy het daar by die put met die vrou gepraat, en nou is hy weer van Samaria af terug Kana toe, Galilea toe, na sy eie, kom ons sê, sy tuisomgewing toe, waar hy die waterwyn gemaak het. En daar was 'n sekere koninklike beampte, wie se seun in Kapernaum siek was. Stop eers daar. Nou, hierdie koninklike beampte, ek dink die Engels praat van het iemand 'n Engelse Bybel hier? Nobleman. Sommige vertalings praat van 'n nobleman, dis korrek. Hy was in diens van Herodes Antipas. Toe Herodes die Grote sterf, toe word sy heerskappy in 4 verdeel, en een van hulle, die een wat in beheer was van Galilea, was Herodes Antipas, en Herodes Antipas was ook die heerser wat Johannes die Doper laat onthoof het, en hierdie man wat na Jesus toe kom, was in diens van Herodes Antipas. Hy het 'n redelike senior pos gehad, en ons weet nie eintlik baie meer van hom nie. Sommige oorleweringe beweer dat dit inderdaad die man Gysa is, waarvan ons in Lukas 8 vers 3 lees, en Johanna, die vrou van Gysa, 'n bestuurder van Herodes, en Susanna en baie ander wat hom almal met hul besittings gedien het. Maar dis oorlewing, ons weet nie wat dit so is nie. Wat ons wel weet is dat dit 'n redelike senior man is, en wat ons wel weet is dat die Here Jesus nie bestem het dat sy naam moet neergeskryf word nie, want jy kan jou naam daarin sit. Jy gaan later sien hoekom. Johannes 4:47. Toe hy hoor dat Jesus uit Judea na Galilea gekom het, gaan hy na hom en vra hom om af te kom en sy seun gesond te maak, want hy het op sterwe gelê. Hierdie man pak 'n dagreis aan, dit was nie so ver nie, as so 35 kilometer, 'n dagreis in die Bybelse tyd, om by die Here Jesus uit te kom. En Jesus sê toe vir hom, as julle nie tekens en wonders sien nie, sal julle nooit glo nie. Hoekom sê Jesus dit? Dis amper asof die Here Jesus sê, julle mense, as julle nie tekens en wonders sien nie, sal julle ook nie glo nie. Jesus praat nie nou net met hom nie, hy praat met die skare wat daar by mekaar is. En hy sê vir die skare, julle soek nie my nie, julle soek die tekens en die wonders. Dis eintlik waaroor dit gaan. Hy sê mos 'n profeet, net in die vorige so 'n paar verse vorentoe, 'n profeet word in sy eie land nie geken nie. Nou is hy 'n profeet in sy eie land. Hy het dit met 'n rede gesê, hy's nou 'n profeet in sy eie land, en hulle verwelkom hom, maar hulle verwelkom hom die verkeerde rede. Hulle verwelkom hom oor die wonders en die tekens. Hulle verwelkom hom nie vir die profetiese woord, wat sê, ek is Christus, die gesalfde, die redder nie. Goed, vers 49. Die koninklike beampte sê vir hom, Here, kom af voordat my kind sterwe. En Jesus antwoord hom, gaan, jou seun lewe. En die man het die woord geglo wat Jesus vir hom gesê het, en hy het gegaan. En toe hy al op pad was huis toe, kom sy diensknegte hom tegemoet en bring die berig en sê, u kind lewe. Hy verneem toe van hulle die uur waarop hy beter geword het, en hulle sê vir hom, gister, die 7de uur, dis 1 uur die middag, het die koors hom verlaat. Die vader merk toe, dat dit daar die uur was waarop Jesus vir hom gesê het, jou seun lewe. En hy het self geglo in sy hele huis. Hierdie tweede teken, onthou,
Johannes praat nie van wonderwerke nie, hy praat van tekens. Omdat hy sê, die Here Jesus doen 'n teken waardeur hy sy goddelikheid openbaar. Dis die doel. Hierdie tweede teken weer het Jesus gedoen toe hy uit Judea en Galilea gekom het. 'n Pragtige verhaal van geloof. Sê 'n bietjie amen. Dis vraggies nie so koud nie. Nee man, koud, bang en skaam. Dis sommer aanwensels. Okay. Koud, bang en skaam. Jy hoef nie een van hulle te wees. Ja, right. Is 'n pragtige verhaal van geloof. Is 'n pragtige illustrasie van geloof. 'n Pragtige verhaal van 'n bonatuurlike gebeurtenis. Dit geld nie vir oumas nie. Ek het gesien wat jy vir jou oumas sê. Is 'n wonderwerk. Dis 'n verhaal van 'n goddelike ingryping. 'n Pragtige illustrasie van goddelike genesing. Kom ons preek net so gou so ekstra preekie, jou bonus preekie vir vermoere, ietsie oor goddelike genesing. Glo ons in goddelike genesing? Amen. Verseker glo ons in goddelike genesing. En die Here genees hoofsaaklik op 3 maniere, miskien 'n 4de manier. In die eerste plek hoe die Here genees is deur die toepassing van natuurwetenskappe. Ons natuurwette, ons noem dit die mediese wetenskap. Die toepassing van natuurwette is die mediese wetenskap. Die natuurwette is deur God daar gesit. So, die mediese wetenskap ontdek die natuurwette wat deur God daar gesit is, en dan bring hulle daardie natuurwette binne ons bereik. Ons noem dit die mediese wetenskap. Byvoorbeeld, die wetenskap ontdek dat daar 'n sekere suur is, asetilsalielsuur. Ja, dis 'n moeilike woord. Dis hoekom ek nie apteker is nie. En hulle vind hoe hierdie suur verlig pyn. En hierdie suur maak die bloetjies so bietjie dunner. En hierdie suur is anti-inflammatories. En hulle vat hoe hierdie suur en hulle sit hom in 'n poeier. En hulle sit hom in 'n papiertjie. En hulle sê hier's 'n grandpa. Is aspirien. En hy werk. Hy werk tot vir hartseer. Ja, dis die toepassing van 'n natuurwet. God het die natuurwet geskep en toe die mediese wetenskap die natuurwet ontdek en uitgewerk en in 'n poeier gesit en na ons toe gebring. Dis deur God daar gesit. God genees ook op bonatuurlike wyse. Dis wat ons nou van gelees het. Natuurlik en bonatuurlik, groter as die natuurlik, meer as die natuurlik, onwetenskaplike genesing, wonderwerk genesing. Dis 'n genesing wat nie deur die mens verklaar kan word nie, want dit is bonatuurlik. Jakobus 5:14, is daar iemand siek onder julle? Laat hom die ouderlinge van die gemeente inroep en laat hulle oor hom bid nadat hulle hom in die naam van die Here met olie gesalf het. Dit is bonatuurlike genesing. Die dokter kan dit nie verklaar nie, mens kan dit nie verklaar nie, dit is bonatuurlik. Daar's ook 'n derde manier hoe God genees. Dis 'n kombinasie van die natuurlike en die bonatuurlike. Iemand word siek, hy gaan dokter toe, die dokter behandel hom, miskien sit hulle hom op operasietafel. Hulle opereer op hom, maar hulle kry hom nie gesond nie, hulle kry hom beter, hulle sit met hulle hande en hare, God genees hom, hy gaan uit die teater uit terug bed toe, hulle maak hom bietjie daar gesond, patch hom op, gee hom 'n paar grandpas en hy gaan huis toe. 'n Kombinasie van die twee. God kan dit. En daar's 'n 4de manier hoe God genees. Ken jy daai manier? Die dood. Jy weet as iemand hier sterf siek, dan kry hy verheerlikte liggaam. Hulle is volkome genees in die hemel. Is dit nie 'n legit manier van genees nie? God vat hulle weg hier en hy maak hulle heeltemal gesond. Daan die ander kant. Dis 'n 4de manier van genesing. En al hierdie tipes genesing het wat ten doel? Eer en verheerliking van die Here se naam. Dis hoekom God genees. So, nee, ons is nie in spanning met die mediese wetenskap nie. Ons is nie in spanning met die mediese wetenskap. Mediese wetenskap is natuurwette wat deur God daar gestel is en ons mag dit gebruik. OK. So, ietsie oor genesing. Nou in hierdie spesifieke geval in Johannes 4 sien ons 'n geval van bonatuurlike genesing.
Buitengewoon, onverklaarbare genesing, onwetenskaplike genesing. Maar die doel van hierdie verhaal gaan eintlik nie oor die genesing nie. Dis eintlik om ons iets te leer oor geloof. Die doel van die verhaal is om vir jou en my dit moontlik te maak om sonder angstigheid met vrede in ons harte te kan lewe. Die doel van hierdie verhaal is om ons te help om anders na ons omstandighede te kyk. Ek gaan so kort rukkie met jou praat oor dit vanmôre. In die eerste plek, die Here gebruik dit wat in jou lewe gebeur om iets van homself te openbaar. Goed, ons moet besef dat ons hele lewe in diens van God staan. Ons hele lewe staan in diens van God. Wat is jou lewe? Waaruit bestaan jou lewe? Jou lewe bestaan uit jou liggaam. Jou lewe bestaan uit jou beroep, jou huwelik, jou gesin, jou stokperdjies, jou geld, jou vriendskappe. Jou lewe bestaan uit jou omstandighede. Jou lewe bestaan uit jou blydskap. Jou lewe bestaan uit jou siekte. Jou lewe bestaan uit jou hartseer. Jou lewe bestaan uit jou teenspoed. Jou lewe bestaan uit jou moeite. Jou hele lewe, die totale pakket, behoort in diens van God te staan. En nou sien ons iets van hierdie man se lewe. Ons sien hy het 'n stuk hartseer. Ons sien hy belewe 'n krisis. Dis die ergste ding wat 'n mens kan gebeur as jou kind sterf. Hy belewe 'n krisis, die grootste krisis van sy lewe. En hy het nie besef nie, maar sy krisisoomblik staan in diens van God. Die Here gaan hierdie man se krisisoomblik, sy laagtepunt gebruik om iets van homself te openbaar. En nou wil ek jou vanmôre so 'n bietjie stretch. Luister mooi, wat daarvan as ek en jy ons hele lewe weer vir die Here aanbied om te gebruik om iets van homself te openbaar? Wat daarvan as ons krisisoomblikke, ons siek oomblikke, ons depressie, ons slegte oomblikke, in plaas daarvan om dit te troetel vir God te gee. En te sê, Here, ek wil sien wat u van u self gaan openbaar in hierdie saak. Wat daarvan as ons haaglike omstandighede, die haaglike omstandighede wat in ons land beleef, ons beleef slegte omstandighede. En nou eendag deur Welkom gry, Welkom se paai gisterand, was altyd ou kuierig, maar dis nou nie meer ou kuierig nie. Dit sy jou wiel afruk. En dit ruik ook nie so lekker nie. Maar wat daarvan as ons die haaglike omstandighede in ons land deursoek om te kyk wat God van homself gaan openbaar binne hierdie omstandighede? Wat daarvan as jy jou wankelrige huwelik na die Here toe bring, soos hierdie pa sy seun na die Here toe gebring het? Wat daarvan as jy jou slegte werksomstandighede na God toe bring? Here, ja, ek wil hê u moet my omstandighede verander, maar Here, ek het 'n verwagting om te sien, wat gaan u van u self openbaar terwyl u hierdie omstandighede verander? Wat daarvan as jy jou siek finansies, jou finansiële nood na die Here toe bring? Here, ja, ek wil graag hê u moet my finansies aanraak, maar Here, ek wil ook baie meer hê. Ek wil dieper kyk, ek wil verder kyk, ek wil hoër kyk, ek wil kyk wat u van u self gaan openbaar. Want Here, ek met alles wat ek is en alles wat ek beleef staan in diens van u. Wat as ons dit doen met die verwagting dat hy dit nie net sal aanraak nie, maar dat hy dit sal gebruik om iets van homself te openbaar? Wat doen Jesus in hierdie verhaal? Hy doen 'n klein wonderwerk en hy doen 'n groot wonderwerk. Luister hier, when you come to Jesus, you will get much more than surface level help. You will get the deepest possible help. Hy doen 'n klein wonderwerk en hy doen 'n groot wonderwerk. Die pa kom, hy soek genesing vir sy seun.
Jesus antwoord. Hy sê, gaan, jou seun lewe. Die pa kom by die huis en die seun is gesond. Maar weet jy, Jesus kon soveel ander goed gesê het. Hy kon gesê het, gaan maar jou seun is aangeraak. Hy kon gesê het, gaan maar jou seun is gesond. Hy kon maar gesê het, gaan maar daar's 'n wonderwerk vir jou seun gedoen. Maar hy kies sy woorde so presies. Hy sê, gaan jou seun lewe. Jy sien, die klein wonderwerk is, die seun is gesond gemaak. Die groot wonderswerk is, die seun het die ewige lewe gekry. Hoe weet jy dit? Hier staan, en hy het self geglo en sy hele huis. Daar's 2 wonderwerke. Ons kyk vir die klein wonderwerk. Die groot wonderwerk is, dat 'n huis tot wedergeboorte gekom. Dis die eintlike storie van hierdie storie. Dis die eintlike fokus. Ons fokus op die seun wat gesond geword het. Maar God sê, en daar's eintlik 'n groter storie agter die storie. Die hele huisgesin kry die ewige lewe. Daar's 'n krisis. Die pa bring die krisis na die Here. Die Here hanteer die krisis, maar die Here openbaar iets anders. Hy openbaar homself as Jesus Christus, die gesalfde redder. Die kind word genees, maar die huishouding word gered. Jou hele lewe staan in God se diens. Ek wil jou vanmôre bemoedig. En sê jou krisis staan in God se diens. Martin Luther het gesê, die duiwel is ook God se duiwel. Jou krisis is ook God se krisis. Hy staan in God se diens. Hy wil jou bemoedig vanmôre en jou aanmoedig en sê, gee jou lewe as 'n offer aan hom, gee jou krisis as 'n offer aan hom, gee jou probleem as 'n offer. Dis dan baie lekkerder om te sê, ek offer hierdie slegte ding aan die Here, dat ek kan sien wat hy daarmee kan doen, as om dit vir myself te hou. Die tweede punt wat ek vanmôre wil maak, geloof in Jesus is die antwoord vir jou angs. Hulle sê 25% van Suid-Afrikaners ly aan een of ander vorm van angstigheid en depressie. 25% wat hulle van weet. Dis baie meer. Bekommernis maak ons mense siek. Angstigheid maak ons mense siek. Hierdie pa doen moeite. Hy reis 35 kilometer om Jesus te gaan ontmoet. Hy was 'n man met autoriteit. Hy het soveel autoriteit gehad, hy het mense gestuur om goed te gaan doen. Hy was op daardie plek in sy lewe waar hy nie myself gedoen het, hy het mense gestuur. En tog nou sê hy, ek kan nie iemand stuur nie. Ek moet self by die Here uitkom. Dit help nie ek stuur 'n diensknegt nie. Ek kan 100 stuur en hulle sal gaan, maar ek gaan self moeite doen. Hy was gewoond om mense opdragte te gee, maar hy gee niemand 'n opdrag nie. Hy self klim in die pad. Hy stap 35 kilometer. Hy doen moeite en die ontmoeting met Jesus vind plaas. En nou lees ons hier, en die man het die woord geglo wat Jesus vir hom gesê het en hy het gegaan. Die ontmoeting vind plaas, die Here sê vir hom, gaan jou seun lewe, en die man gaan. Waarheen gaan hy? Ons weet nie waarheen hy gegaan het nie, want hy het nie huis toe gegaan nie. Hoe weet ons hy het nie huis toe gegaan nie? Hy het eers die volgende dag huis toe gegaan. Dis 'n belangrike stukkie detail hierdie, hoor. Gaan jou seun lewe, en die man het gegaan. Waarheen het hy gegaan? Ek weet nie, Woolworths toe. Hy het die head office gaan besoek. Hy het gedink terwyl ek hier is vir Herodes Antipas, moet ek dalk gou-gou gaan kyk hoe lyk dit daarso en daarso en daarso. Maar hy het nie huis toe gegaan nie. Hy was 35 kilometer ver, dit was 1 uur die middag, hy kon nog huis toe gaan, hy sou betyds gewees het. Maar hy gaan nie huis toe nie. Hy gaan nie eers die volgende dag huis toe. Hy kon huis toe gegaan het. Een prediker stel dit so, all that he needed was already done. Luister mooi. Jesus had spoken. What was there left to do? His son shall live. He can see him tomorrow. He doesn't have to rush home today. His anxiety was gone. His heart was calmed. He was utterly transformed.
He changed from an anxious father into a calm father. Isn't that amazing? Wie was vir my so wonderlik? His anxiety was gone. Sy angstigheid was weg. Klink dit nie vir jou aantreklik nie? Klink dit nie vir jou lekker nie? 'n Lewe sonder angstigheid. Ek moet al dit gepreek het. Die preek so genoem het, 'n lewe sonder angstigheid. 'n Lewe sonder angstigheid. Wil jy lewe sonder angstigheid? Doen wat die Here jou sê om te doen. Vat God op sy woord. Luister, geloof is nie emosie nie. Geloof is nie positiewe denke nie, geloof is nie hoop nie. Ek kan nie sê, wag, nou gaan ek glo. Ek gaan nou glo. Luister, geloof is om Jesus se woord. Geloof is om Jesus se woord as waarheid te aanvaar en om te doen wat sy woord sê, dit is geloof. Hierdie pa gee sy kind vir die Here. Hy kry 'n belofte van die Here. Hy tree op volgens die belofte. Het hy die kind gesond gesien? Nee. Hy het die kind gesond gesien nie. Hy vat God op sy woord. Hy vat God op sy woord. Die Here se woord was vir hom genoeg. En nou wil ek jou vra vanmôre, hoekom is die Here se woord nie vir jou genoeg nie? Wat sê die Here vanmôre vir Ria? Hy sê, Deuteronomium 31:8, en dit is die Here wat voor jou uittrek, hy sal met jou wees, hy sal jou nie begewe of verlaat nie, jy mag nie bevrees of verskrik wees nie. Dit is die woord van die Here. Hy sê vir jou Matteus 28:20, en kyk, ek is met julle al die dae, tot aan die volëinding van die tyd. Dis die Here se woord. Die Here se woord vir jou genoeg. Hy sê in 1 Petrus 3:12, want die oë van die Here is op die regverdiges en sy ore tot hulle gebed, maar die aangesig van die Here is teen die kwaaddoeners. Dis die Here se woord. Matteus 6:26, luister mooi, kyk na die voëls van die hemel. Hulle saai nie, hulle maai nie, hulle bring nie bymekaar in skure nie, en tog voed julle hemelse Vader hulle. Is julle nie baie meer werd as hulle nie? Dis die Here se woord. Geloof is om die Here se woord te glo en daarvolgens te handel. Dit is my baie vreemd hoe ons apostolies is dikwels. En dis hoekom ons in die gemeente werklik die skrif wil preek. Nie gedagtes en storieetjies en idees nie. As ek nou vandag vir jou sê, jy gaan 'n profeet wees wat vir almal kom profeteer, gaan die volk opruk, hoor jy, hulle gaan die banke vol sit, en hulle gaan die woord glo wat die profeet vir hulle gee. Intussen tyd sit hulle met God self se woord in hulle hand. Die derde en die laaste punt, kortliks, hoe groot moet jou geloof wees voordat die Here vir jou iets kan doen? Pastoor, as ek net die geloof gehad het van my ouma. Daardie vrou het geloof gehad, pastoor. Sy gebid het in die hemel geskeur. Daar was 'n gelowige vrou gewees. Pastoor, as ek net die geloof gehad het, soos hierdie man in die Bybel. Pastoor, as my geloof net sterker was. Maar my geloof is so klein. Luister mooi. Luister wat sê Tim Keller. Geloof red deur sy objek, nie deur sy kwaliteit of hoeveelheid nie. It is not the strength of your faith, but the object of your faith that actually saves you. Jy het nie groot geloof nodig nie. Jy het nie sterk geloof nodig nie. Jy het geloof in die persoon van Jesus Christus nodig. As ek vir iemand sê, glo jy? Dan sê hulle ek glo, dan wonder ek waarin glo hy? Jy kan nie glo in geloof nie. Daar's predikers wat vir mense bid vir 'n wonderwerk, vir genesing, vir 'n deurbraak. En dis reg, ons moet dit doen, hoor. Vir finansies. En dan gebeur dit nie. En dan is daar 'n maklike kop-out vir daai prediker. Hy sê, my ou se geloof was nie sterk genoeg nie. Dis nie waar nie. Leer die mense, daar's 'n ongelukkige langer pad, maar dis die regte pad. Leer die mense wie Jesus is.
sodat hulle in hom kan glo, sodat hulle lewe verander kan word, in 'n lewe sonder angstigheid. Matteus 17, toe kom die disippels na Jesus afsonderlik en sê, waarom kon ons nie hierdie duiwel uitdryf nie? Jesus antwoord hulle, deur julle ongeloof, want voorwaar ek sê vir julle, as julle geloof gehad het, so groot soos 'n mosterdsaad, sal julle vir hierdie berg sê, en jy ken die verhaal, what's the moral of the story? Die mosterdsaad is so klein. Dis nie die mosterdsaad wat die wonderwerk doen nie, dis God wat die wonderwerk doen. Pastoor, my geloof is so klein, is oukei. Here het klein geloof nodig, want hy's 'n groot God. 'n Mosterdsaad is klein. Jesus illustreer iets. Jy het nie groot geloof nodig nie, want dit gaan nie oor jou nie, dit gaan oor wie hy is. Ek sluit af. Eerste punt, die Here gebruik dit wat in jou lewe gebeur om iets van homself te openbaar. Kan ek dit vir jou baie maklik sê, tussen al die gemors wat nou in jou lewe gebeur, raak bietjie opgewonde oor wat God van homself gaan openbaar. Wat daarvan as ek en jy ons hele lewe weer vir die Here aanbied, om te gebruik, om iets van homself te openbaar. Here, ek bring vanmôre my siek seun na u toe, maar ek kyk baie weier. Ek kyk met afwagting, Here, vir die tweede wonderwerk. Die tweede punt, die antwoord vir jou angstigheid, die antwoord vir jou nood, jou krisis, is om 'n slag te glo wat die Here vir jou sê. Waar sê God vir jou? Waar praat God met jou? Begin dit net glo. Die derde punt, dis nie die grootte van jou geloof wat 'n verskil maak, dis die grootte van jou God wat 'n verskil maak. Ek is 'n gebroke mens, dit beteken ek het maar so 'n gebroke liefde. En dit beteken ek het maar so 'n gebroke wandel, so 'n gebroke heiligheid. Beteken ook ek het maar gebroke geloof. Maar ek het 'n heel God. Mense sê goed soos ek glo dit sal beter gaan. Ons moet net aanhou glo. Leer ken Jesus beter. Dan sal jy in hom glo. Amen. Here, ek dank U vir die woord. Ek dank U dat U woord waar is. U woord is eg. Ek bid nou dat hierdie woord in ons mense in hierdie gemeente se harte sal lewe in die week wat kom. Dat die Heilige Gees hierdie woord wakker sal hou in ons harte in die week wat kom, dat die Heilige Gees hierdie woord in my lewe sal vasmaak, dat my gedagtes oor U sal verander. Ek dank U, Here, dat my probleem is U geleentheid om iets van Uself te openbaar. Ek dank U, Here, dat my probleem en my krisis, dis 'n klein wonderwerk waarmee U kan afhandel, maar help my dat ek my oë gefestig sal hou op die groot wonderwerk wat U van Uself gaan openbaar. Ek vra dat dit so sal wees met elke man of vrou, jong mens, kind in hierdie gemeente. In Jesus wonderbare naam, amen en amen. Makarius, julle is so stil vanmôre. Ek bid dat hierdie woord werklik in jou hart sal lewe. Amen. En dat jy 'n geseënde, gesalfde, godvrugtige, veilige, oorvloedige week sal hê.